seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, hartlik welkom saam met my Andries Besuidenhout, waar ons weer saam kuier. My boetie, my sussie, wees hartlik welkom om saam met ons die Here die erkenning te gee vir dit wat ons vandag weer vir die Here soveel keer in ons lewe probeer die vyand werklik die sê hulle spreekwoord sê 'n stok in die wiel steek, in die speke steek van ons bediening, van ons wie ons en wat ons vir die Here moet wees. En vandag is dit so groot voorreg om weer 'n bede boetie in die Here, Apostel John, baie welkom, baie dankie vir jou tyd, en baie dankie dat jy op die einde van die dag gehoorsaam geword het en gewees het aan die stem van die Here. Jy is welkom om vir die kykers te sê, wie is Apostel John? Baie dankie, pastoor. Ek waardeer het, is vir my 'n goddelike voorreg om vandag saam met u te kan wees en meer te kan deel van my lewe en wie ek is. Ek is Apostel Dr. John de Klerk. Ek is van Mitchellsplein, prys die naam van die Here, en ek het my bediening, die evangelistische vierkragbediening in Mitchellsplein. Ek het ook 'n Bybelskool, the Eagles Theological Bible Institute, South Africa, waar ek die chancellor is en die president. Ek is 'n leier van 'n gemeente, ook 'n leier van vele gemeentes en vele dorpe en stede waar die Here my instuur om te gaan doen wat hy my geroep het om te doen. En dit is sy werk, prys die naam van die Here. Glory to God. So, dit is wie ek is, dit is my leefstyl. Is hy eintlik wie ek is 'n lifestyle om te doen wat die Here jou geroep het om te doen. En niks anders maar die werk van die Here nie. Wow. Amen. Apostel John, nou, ek wil hê jy moet begin en vir die mense vertel, waar kom jy vandaan? Hoe dit, jy het 'n paar boeke geskryf, maar voor ons nog daarby uitkom, jou lewensverhaal, begin vir ons waar dit begin. My lewensverhaal van kuns af het ons groot geword in Elsies rivier. Ek was gebore op in 'n plek wat hulle genoem het die Bult. Het was die Simpandokkies, daar wat Springbok Place nou is in Belwini, Elsies rivier. En ons het daar groot geword. Nader van tyd ons getrek na nommer 1 Riverstal Court in 28ste laan, toe die government daai fletse bou, toe is ons die eerste mense wat daar ingetrek het. Dis hoekom ons by nommer 1 ingetrek het. Ja, my opgroeis was van 'n soort in bende aktiwiteite was geweldig in die tyd in Elsies rivier. En ek het by Elwenhoed Premier School gegaan. En ek kan onthou minnige tye waar ek moes gekoes het en agter elektriese pale gesit het in 'n crossfire waar bendes op mekaar skiet. Minnige tye het hy gebeur en met my opgroei het ek gesien hoe het my ma biere en dagga en Mendrix het my ma verkoop om vir ons groot te maak. Dis wat ek gesien het. En weet jy, my oudste broer het gewerk. Ek dink hy was sy eerste job by werk nou nog daar. Sure. Na almal die jare en hy was baie jonk. En hulle wil geheer dat hy moet deel raak van die spesifieke bende en hy het geweier.
En een aand het hulle gekom vir hom, en hulle het gekom, ek weet nie of hulle gekom het om te taxi, maar daar het 'n hele ding het daar gebeur, en daar was 'n skietery, en ons moet vlug vir ons lewens. Ek dink het was die jaar 1993, ja, en ons moet vlug vir ons lewens as 'n familie, en ons vlug Mitchellsplein toe. Apostel John, sê gou vir my, hoe oud was jy toe? Ek was 13 jaar oud. En ons moet vlug Mitchellsplein toe. En in Mitchellsplein bekom ek involved met 'n bende groep. En dis dieselfde bende groep wat my pa in vasgevang was. Sê gou vir my nou, ek wil by jou hoor. Maar jou pa was nie deel van julle lewe voor die tyd nie. Nee, hy was 'n deel, maar ook nie 'n deelie. So, hy was nie teenwoordig regtig in my lewe nie. Want hy was ook tronk toe, en tronk in en tronk uit, op sy eie ding. Hy was op sy eie aktiwiteite, om het so te sê, was hy uit, en daar het my lewe radikaal verander in Mitchellsplein. En ek join toe die bende, en daai was 'n secret. Daai was 'n secret vir 'n tyd. En omdat ek 'n jong seun was ek gebruik om die vuurwapens te hou en sovoorts. En ek dink een dag uit stupidity uit, zag ek vir Graham, my jongste broer, met 'n gun in die ronde in die huis, en hy gaan sê vir my ma, en daai dag sit my ma vir my uit, sonder niks. En pastor, ek het nooit weer teruggekyk na familie toe nie, of na 'n huis toe nie. Ek het dan op my eie gegaan. Ek was nog geen 2 maande in die bende nie. Toe word ek gearresteer met 2 midsakkedagge. Jong klong. Toe ek by die polistasie uit die wen het klim, toe staan en my ma en huil daar. En van daar af het dinge net vir my die mekaar geraak. Ek het myself geskenk, my volle geskenk aan die bende aktiwiteite om te leer, en so was ek later ook 'n skoolmeester. Vir wat ek geleer het ek anders geleer. Ek was soos 'n magneet om jong mense aan te trek. Ek hoef nie eens met jou te gesels het nie. Net die manier ek voorkom en die manier ek praat, het jong mense aan my gekleef. Ek het klomp jong mense rondom my gehad. En teen die einde van die dag het ek ander mammie se kinders in verkeerde dinge gelei. En vandag is ek vir die Here dankbaar dat hy vir my die geleentheid gee om dan soos 'n vader op te tree vir ander jong mense en vir hulle te lei na die regte pad toe. Toe my pa uit die tronk uitkom, toe kom ontmoet hy vir my in 'n sekere plek. Nou nie as pa en seun nie. En hy kon ontmoet vir my as sy broer, en van daar af het ons 'n pad saamgestap. Pastor Andries, ek en my pa het al die drugs wat jy kan kry, het ons saamgeroek uit een pyp uit. Ek en my pa het al die dinge gedoen saam. Al die verkeerde dinge het ons saam gedoen. Ek en my pa het so ver gegaan. Ons het in 'n huis gebly waar ek gesmokkel het. En ek en my pa het met een vrou in dieselfde bed geslaap en gebly. So, weet jy,
as ek so na jou luister, dan besef ou net, hoe aggressief is die vyand, om werklik dit wat die Here vir jou bedoel het, beplan het, te probeer dwarsboom, te probeer keer, dat jy nie daarby uitkom wat die Here jou voorgeroep het nie. Yes. Gaan vir ons verder. Hoe kan ek sê, ek was een van die groot karakters in my tyd in 'n omgewing, en ek was gebruik, vragtig was ek gebruik deur die vyand. Ek was een van Satan se grootste soldate, because ek het baie dinge gedoen wat voor die aangesig van die Here nie reg is nie. En weet jy, daar was 'n tyd wat ek oral gegaan het, as daar nou 'n bende oorlog begin in 'n plek met my associates, dan is ek daar. Oral waar daar dinge gebeur, daar is ek. Om voor te hardloop, om dinge te doen. Prys die naam van die Here, maar weet jy, die Here kom en hy red my. Een dag kom die Here en hy red my. Ek trou en die Here red my. En van daar af dien ek die Here. Maar iets gebeur op die pad wat ek die Here dien, iets gebeur en daai iets maak my seer. Ek ken wat het is om seer te kry in die kerk van die Here. Daar waar jy dien, daar waar jy eintlik omhels moet word, daar waar jy support moet word, daar waar jy aangemoedig moet word, daar waar jy moet kom en gesond raak. Ek was eintlik die eerste keer seer gemaak in so 'n omgewing. Daar wat ek nie moet seer gekry het, daar het ek seer gekry en daai het my weer terug wêreld toe gevat. Dit het my heeltemal wêreld toe gevat. En ek het weer begin met my ou gewoontes. Ek het weer begin met rook. Ek het weer begin met drink. En dis meer. Ek het weer begin met al die dinge. Ek het nog nooit probleme na my ma se huis toe gebring het. Maar die tyd toe ek terugtrek, toe bly ek by my suster. Ek het by my suster gebly vir 'n tyd. En ek ontmoet girlie. En ek was so dat ek niks met vroumense te doen wil gehad het. Ek het vroumense gehaat met 'n passie. Net soos ek my familie gehaat het. Ek het vir my familie gehad vir 19 jaar. Hulle het vir my kom soek, dan haloop ek weg. Elke keer as hulle vir my kom soek, dan kom die broers en dan sê, jou man, jou broers en susters is hier. Hulle soek jou, en sê, nee man, ek wil nie vir hulle sien nie. En hardloop ek. Dan gaan sit ek op 'n plek wat ek vir hulle kan sien. As hulle weg is, dan kom ek weer terug. So het ek hulle gehad. But God, niemand anders sien, alles wat ek gedoen het, het die Here vir my vergewe. Because He had a better and a greater plan for my life. Sure. Hy het 'n besonderse plan gehad vir my lewe. Weet jy, daar was 'n tyd wat ons iets gedoen het. Ons staan tereg op die hof vir 'n paar poging tot moorde. Als in een, as 'n paar sake in een. Die een is bombing, die ander een is brandstigting, en die poging tot moorde, because is 'n huis wat gebom word en aan die brand gesteek word, en daar's hele klomp mense met kinders in die huis. En ek is beskuldigde nommer 1. En weet u vandag, is ek en nog 'n persoon, die enigste persone wat lewe uit die 11 mense uit.
wat saam met jou terecht gestaan het. wat saam met my terecht gestaan het. En ek en dan nog 'n persoon is die enigste mense wat lewend is. En ek besef vandag toe, soos ek dat sê, besef ek dat die groot plan van die Here was op my lewe. Ek sien die plan van die Here was op my lewe van die begin af. Ja. Prys die naam van die Here. Amen. En Witpaste, om terug te kom, nadat ek by my suster gebly het, ontmoet ek 'n meisie, en ek sê vir haar, ek wil niks te doen met jou nie. Maar die jong meisie persoon vir my, en sy, ek is by 'n band, sy kom tot daar wat die band is. Maar in die meantime sy sê daar vir my nie. Maar ek weet sy persoon vir my. En sy wys my toe wat liefde is, wat liefde moet wees. En vandag is sy my vrou vir 14 jaar. Ja. Vandag is sy my vrou vir 14 jaar, en sy is my partner, sy is die een wat by my staan, in die bediening, en alles wat ek doen, is sy die een wat by my staan. Ons het 3 dokters, prys die naam van die Here, Halleluja. en ons probeer hulle reë in die vrese, en in die teenwoordigheid, en in die woord van God. Prys die naam van die Here. Maar hy het ook nie net so gekom nie. Die vyand het daar ook geprobeer inkom. Because ek het weer afvallig geraak. Ek het daai vrou Jael gegee. Van die vyand het nooit, even vandag, hy los my nie uit nie. En dit sê vir my dat daar is die calling wat die Here op my lewe geplaas het, is 'n werklikheid. Amen. En dis hoekom die vyand nie my uitlos nie. Ja, jy weet, as ek nou luister, en 2 goedjies wat verskriklik uitstaan is, so baie mense sê, en jy het dit ook nou gesê, dat jy het seer gekry by die kerk, waar jy maar eintlik is dit nie die kerk nie. Dis 'n persoon of persone, dis mense. En ek wil vir iemand daar buite sê, moet nie die kerk blameer nie. Vergewe, spreek daai persoon of persone wat jou te nagekom het, spreek hulle vry, want dit is wat God van jou verwag, dat jy moet vryspreek, sodat jy vergifnis kan ontvang. En ek glo, dit is wat jy ervaar het, Yes. dat jy die vergifnis wat jy gekry het by so baie, met soveel dinge wat jy betrokke was, en die Here het jou ook vergewe vir dit. Yes. Weet, dit is my net, as ek so luister, dan besef 'n ou, 'n persoon is, ons moet so dankbaar wees teenoor God, dat hy ons vergewe vir al hierdie dinge. En hy sê dit in sy woord, hy sal ons vergewe, ons moet hom net vertrou, ons moet net werklik 'n verhouding met hom begin. Yes, sir. En so waar wat u sê, en ek moes leer om daai situasies, en alles wat met my gebeur het, in my lewe gebeur het, moes ek vergewe. Because if I haven't forgiven him, I wouldn't be here, sitting here, proclaiming the goodness of the Lord. Amen. Want hy leer my dat ek moet vergewe, want ek word elke keer vergewe. Ek glo nie in 'n tweede kansie. Ek glo in another chance. Because hoeveel kans het ons al gekry? Baie. Hoeveel kans het u al gekry? Hoeveel kans het my medebroers en susters gekry? So I believe in another chance, and God is able and willing to give you another chance. Ek wil vir iemand daar buite sê, maak nie saak waar jy is nie, hoe diep jy dink jy is nie. Die Here het 'n kans vir jou. Al wat jy moet doen is kom na hom toe. Amen. Hy sê elke knie sal moet buig, elke tong sal moet bely. Amen. En dis al wat jy moet doen. Ek wil ook so ver gaan om te praat met 'n paar manne van die Here wat ook wil opgee vanoggend.
Amen. O ja. Dinge gaan nie altyd lekker as jy 'n leier is van 'n kerkie, man. Dinge gaan nie altyd soos jy dink het gaan loop nie. Ja, jy vertrou op die Here. Ja, jy doen die werk van die Here. But there is always something that is happening in the atmosphere that wat in werklikheid plaasvind. En ek wil praat met 'n paar mense om te sê, don't give up. Don't give up. Never give up. Ja, Here. Kyk, jy moet deur die crushing season in jou lewe gaan. Amen. Jy moet deur die pressing season in jou lewe gaan. Ek het dit kom leer dat jy moet deur die pressing season van jou lewe gaan. Kyk, as jy regte olyfolie, salwingolie wil hê, dan moet jy olywe vat. En daai olywe moet gepres word. In order for that oil to come forth. En net so is dit met ek en u. We need to go to the pressing season of our lives to get the fresh anointing oil. Om die ware olie op jou lewe te ervaar. Hy goue olie. Die goue olie. en ek wil vir jy sê, moet nooit opgee nie. Moet nie eens dink aan om op te gee nie. Because it's not about you. It's never about you. It's all about God. Amen. As ons net daai kan besef dat dit nooit oor my gegaan het nie. Het dit nooit gegaan oor my sekerry nie. Het dit nooit gegaan oor my as persoon nie. Het dit gegaan oor die Here God homself. Ja. En wat hy wil doen in jou lewe en wat hy in staat is om te doen in jou lewe. Halleluja. En vandag kan ek sê, die Here het my lewe radikaal verander. Daar is so baie goedjies wat ek kan oor praat, waar die Here, ek die hand van die Here gesien het oor my lewe. En een van die dinge is, dat ons het altyd die pride, en ek besef, ons het altyd die pride, ek het altyd die pride gehad. As ek kom het op 'n plek, dan skiet die mense op my. Of as 'n bende wat my bestorm, en dan wys ek hulle 2, 3 akkeltjies, dan kom ek weg. Dan kom ek by my vriende, dan sê ek, julle moet gesien het, wat maak ek met die jongens? Maar ek het vergiet, toe ek hardloop, toe sê ek, Here, help my. Ja. Net die feit dat jy gesê het, Here, help my, die Here jou gehelp. Maar kom ons tree en ons gee die Here die eer, ons gee nie die Here die eer. Ons sê vir ons vriende, jy moet gesien het, wat maak ek? Ja. But you forget the time when you ran away. Sy het gesê, Here, help my asseblief. Sja. Apostel John, baie dankie, ons tyd uitgehardloop. Ek weet, voel net dit so in my hart, om vir iemand daar buite te sê, 2 goed, wat Apostel John so duidelik gesê het, is, maak nie saak, hoe diep is jy in die modderput nie, deep out of that miry clay, haal God jou uit, nommer 1, nommer 2, enige persoon wat in 'n bediening is, maak nie saak of jy 'n sondagskoolonderwyser is, of 'n jeugleier is, of 'n jeugpastoor, of jeugouers is nie, moenie toelaat, laat die aanval van die vyand jou stop om jou bediening, om jou roeping, om jou plan wat God op jou lewe het, uit te voer nie. My boetie, my sissie, bly volhard in die Here, Amen. soos nog nooit van tevore nie. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, sê die woord. So ek vra vir julle vandag, bly getrou, bly vertrou op die Here. Apostel John gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Ek gaan u nou groet, tot 'n volgende keer, tot ziens, baie dankie. Amen. Dankie Here. Vader, is in die naam van Jesus, Here. Ek bid Here nou vir elke kyker, elke luisteraar in die naam van Jesus. Here, maak nie saak waar hulle is vandag nie. Ek bid Here dat U hulle sal versterk. Here, dat U hulle sal omvou met die liefde van die Here Jesus.
Ek bid Here dat U hulle sal beskerm in die naam van Jesus. Here, daai een wat nou selfmoord wil pleeg. Ek bid teen aan dit in die naam van die Here Jesus. Daai een wat nou wil opgee. Ek bid teen aan dit in die naam van die Here Jesus. Ek bid Here dat elkeen wat geluister het vandag sal tot beseffing kom in die naam van die Here. Soos die verlore seun tot beseffing gekom het, Here. Bid ek dat elke een wat geluister het, wat in probleme sit, tot beseffing sal kom, dat daar is 'n uitweg, en die uitweg is Jesus Christus. Ek bid Here in die naam van die Here Jesus, soos Kolossense my leer, alles wat julle doen en vra, doen dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. En ek sê vir die Here baie dankie, seën elke luisteraar, seën elke kyker, vanoggend in die naam van die Here. En ek sê vir U baie dankie, Here, seën ons, seën kyk Here, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. O Jesus, doen dit weer.